Goeiemôre en baie welkom weer by ons erediens vandag. In Psalm 16 vers 11 lees ons die woorde: U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Genade, barmhartigheid en vrede vir U van God ons Vader, van Jesus Christus, ons Here en Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ek is Dominee Anina Jansen van Rensburg en dit is my voorreg om vandag saam met u in die woord te lees en ook daaroor te gesels. En ek glo van harte dat die Here teenwoordig is in hierdie erediens by elkeen van ons. Geliefdes, kom ons bid sommer net saam daar waar ons onsself bevind. Almagtige, drie-enige, wonderlike Here, vandag dank ons U vir U goedheid en U guns. Ons loof U naam vir wie U is en ons dank U, Here, dat ons U kinders kan wees, dat ons aan U kan behoort en dat ons lewens daarom sin het en betekenis het. En ons dank U, Here, dat omdat ons aan U behoort, dat niks in ons lewens tot niks kom nie, maar dat U selfs uit ons diepste seer, grootste teleurstelling en grootste hartseer, dat U selfs daaruit goeie dinge kan laat voortspruit wat U naam eer. Here, omdat U die een is wat genees en U die een is wat red, verlos, en omdat U die een is wat ons verander en ons lewens verander. En omdat U, Here, die Here is van lewe en dat U vir ons 'n toekoms gee en al die beloftes wat U vir ons gee. Here, vandag bid ons spesiaal vir elkeen wat diep ongelukkig is, diep sukkel met worstelinge oor hulle self en hulle lewens. Ons bid vir elkeen wat werklik moedeloos en neerslagtig is en wat eintlik opgee. Here, ons bid vir elkeen wat nie hoop sien nie en wat se lig donker word. Ons bid dat U elkeen sal help wat in smart verkeer. En ons vra, Here, dat ons instrumente in die hand sal wees om ook hoop te bring en die regte woord op die regte tyd te sê, die regte aksie te verrig om te wys dat dinge nooit heeltemal hopeloos is, daar waar U teenwoordig is en U naam aangeroep word nie, maar dat daar altyd dan hoop en lewe en nuwe lewe moontlik is en onverwagse uitkoms. Ons bid dit in die groot en heilige naam en vra dat U vir ons die woord sal oopbreek. Amen. Geliefdes, ons tema vir ons erediens vandag is die geheim van ware geluk en vrede. Die geheim van ware geluk en vrede. En ons lees vandag uit die Nuwe Testament, uit die Evangelie volgens Matteus, Matteus 6 vers 25 tot 34. En dit is dan ook Jesus wat daar aan die woord is. Lees asseblief saam met my. Die sorge van die lewe. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier,
Hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Tot sover ons skriflesing vanoggend. In Psalm 119 vers 11 staan daar, aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. En ons teksvers vir die prediking is dan Matteus 6 vers 33. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Geliefdes, nou, elke een van ons, elke mens wil tog gelukkig wees. Ons wil tog geluk hê in ons hart, ons wil tog vrede ervaar, ons wil tog 'n diepe rustigheid in ons wese hê, is dit nie? Ons wil tog nie ongelukkig wees nie, ons wil tog nie onrustig en ontseë nie voel nie, ons wil tog gelukkig wees. Maar die feit van die saak is dat dit is nie geluk en vrede, kan mens nie najaag as 'n doelwit nie. Dit is nie iets waarop mens jou lewe kan fokus en dit bereik nie. Dit is juis wanneer 'n mens daarop fokus wat dit jou ontwyk. Nee, geluk en vrede is natuurlike produkte van iets anders. Dit is iets wat invloei wanneer ons lewens gefokus is en gerig is op iets anders. Geliefdes, daar is niks of niemand wat ons kan gelukkig maak nie. Geen rykdom of besittings, of sukses of doelwitte wat ons bereik, of status wat ons mag beklee, of mag wat ons dalk mag bekom, of selfs ons gesonde en gelukkige verhoudings is genoeg om ons gelukkig te maak en ware vrede te gee nie. Dit kan wel plesier verskaf, ons kan wel vreugde daarin vind, maar plesier en vreugde, dit is emosies, en emosies is dinge wat ons ervaar, en dit is van verbygaande aard. Daardie vreugde en daardie plesier kom en dit gaan. Geluk en vrede is meer 'n diepe toestand van die siel en van die gees. Geluk en vrede kan teenwoordig wees nog steeds te midde van moeilike en uitdagende omstandighede en chaos en onrus. 'n Mens kan selfs hartseer wees en steeds geluk hê. 'n Mens kan wel nie hartseer wees en vreugde of blydskap ervaar nie, want hartseer is ook 'n emosie en vreugde en blydskap is emosies. So of plesier, dit is botsend. Maar mens kan geluk en vrede ervaar ten spyte van die feit dat ons hartseer is oor 'n sekere saak, oor sekere omstandighede, oor wat ook al. Geluk en vrede is dieper waarhede. Dit vloei in. Dit vloei in wanneer ons lewe geïntegreer is. Wanneer daar harmonie is. Nou, wanneer iets geïntegreer is, beteken dit die kleiner dele pas mooi in mekaar. Dit komplementeer mekaar. Wanneer daar harmonie is dit soos 'n instrument se snare. Daar is 'n mooi klank. Daar is nie botsende klanke met mekaar wat vals is nie. Daar is harmonie, daar is 'n mooi klank. Dinge vloei mooi saam. Dit is in lyn met mekaar. Dit is nie in konflik of botsing met mekaar nie. Ook wanneer ons lewe gaan oor 'n groter saak as onsself en nie oor onsself nie, vloei geluk en vrede in. So wanneer ons lewens geïntegreer is, wanneer daar harmonie is
En wanneer ons lewens gaan oor 'n saak groter as onsself, dan vloei geluk en vrede as 'n natuurlike byproduk in. Mense wat die hele tyd met hulle self besig is mense wat ongelukkig is. Om die hele tyd na jouself en jou lewe te kyk, dit te analiseer, dit te vergelyk met ander, dit te beoordeel, dit te bevraagteken, daarmee te worstel, dit is die resep om ware ongelukkigheid te ervaar. Nou, om 'n geïntegreerde lewe te lei, waar alles in harmonie is, beteken dat jou gerigtheid in die lewe, daarna toe waar jy heen gedraai is, jou fokus in die lewe, jou ding wat jy die meeste in jou gedagtes en jou hart mee besig is, dit waarna toe jy beweeg, dit waarmee jy hoofsaaklik jou lewe preokkupeer, jou oriëntasie, dit moet in lyn wees met dit wat jy glo, met jou waardes en met jou norme. So, jou hooffokus en doelwit in die lewe moet in lyn wees met dit wat jy werklik glo in jou hart, in jou gedagtes, jou waardes en norme, en jou natuurlike begeertes. Die Grieke het dit eintlik genoem jou aptyd. Jou natuurlike begeertes moet ook daarin inval. Dan is jou lewe geïntegreer. Dan is dit in harmonie. Dan bots jou waardes en norme nie met jou fokus nie, op dit waarop jy fokus en jou doelwit nie, en jou begeertes bots nie met jou waardes en norme en met jou doelwit nie. Dit is alles in lyn met mekaar. Dit beteken ook dat jy jou prioriteite reg het. Dat jy die Here eerste lief het. As jy die Here eerste lief het, dan sal jou fokus, jou gerigtheid, sal in lyn wees met wat God wil. Want wanneer jy die Here met jou hele hart, jou hele siel en jou hele gedagtes en jou hele verstand lief het, dan sal sy wil vir jou belangriker wees as jou eie wil, en dit sal in lyn val daarmee, en dit sal inpas daarby in jou gerigtheid, jou fokus, jou doelwit in die lewe, sal daarmee ooreenkom. So jou prioriteit met om die Here lief te hê, moet eerste staan. En dan, tweede daaraan, moet jy lief wees vir jouself en lief wees vir jou naaste. Ons lees mos, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit beteken hierdie twee is op dieselfde vlak. So jy moet jouself lief hê en jy moet jou naaste lief hê. En jy moet jou naaste lief hê soos jouself en jouself lief hê soos jou naaste. Dit help nie, jy het jou naaste lief, maar jy het nie jouself so lief nie, want dan kan jy eintlik nie jou naaste werklik lief hê nie. Dit is nie 'n gesonde liefde nie. Help ook nie, jy het jouself lief en jou naaste minder lief nie, want dan kan jy eintlik nie jou naaste lief hê as jy jouself net lief het nie. So, jy moet die Here lief hê en dan saam met dit moet jy jouself en jou naaste lief hê. Dan val jou oriëntasie en jou waardes en norme en jou begeertes in lyn daarmee, en dan is daar ook harmonie in jou lewe. Maar geluk, se groot geheim, is dat jou hele lewe moet oor meer gaan as jouself. Jy moet deel wees van iets groter as net jy. 'n Groter beweging, 'n groter roeping, 'n groter doel, 'n groter saak as net jouself. Alles in jou lewe, en dit is wat ons hoor in hierdie teksgedeelte, soek die koninkryk van God, streef na die wil van God en koninkryk van God, dan sal hy ook al hierdie dinge aan jou uit sy genade skenk. Dit sal natuurlik eintlik invloei, dit sal daar wees, jou hele lewe, of jy nou 'n boer is, of jy nou 'n sakeman is, of jy nou 'n onderwyser is, of jy nou 'n besigheidspersoon is, wat ook al jou roeping en beroep in die lewe, wat ook al jy doen,
dit moet alles tot eer en verheerliking van die Here se naam. Dit moet oor hom gaan. Dit moet oor hom gaan. Dit moet nie oor jou gaan nie. Dit is daar waar jy dan geluk en vrede ervaar. Nou, as ons kyk na ons teksgedeelte, dan gee Jesus vir die mense 'n reël. Hy sê vir hulle hoekom hy hierdie reël vir hulle gee, vir ons. En hy sê dan hoe om hierdie reël na te kom. So hy sê die reël is, moet jou nie bekommer nie, moet jou nie bekommer nie, moet jou nie bekommer nie. Bekommernis is eintlik vrees, dit is ongemaklikheid in jou wese, met jou lewe, met jou situasie. En hy praat nie hier met eerste wêreldse landmense nie, hy praat hier met arme mense, hy praat hier met mense wat in 'n oorlewingsstryd is, wat sukkel om hulle daaglikse brood op die tafel te sit, sukkel om te weet wat om aan te trek, want hulle het nie die klere aan hulle lywe. So dit is mense wat werklike stryd het, mense wat werklike bekommernis het, en Jesus sê vir hulle, moet nie bekommer nie. Elkeen van ons begin eintlik die oggend met 'n leë rugsak. En elke dingetjie wat ons dan mee te doen kry, as ons met iemand praat en hulle sê iets wat ons bietjie ontstel, of ons lees nuus wat vir ons sleg is, of ons hoor iets, of ons het konflik met iemand, of wat ook al. Elkeen van daai goed is 'n klip in ons rugsak. En soos die dag aangaan, maak ons hierdie rugsak vol klippe, en ons maak hom vol klippe, soos ons bekommer oor dit en dat, en hier en daar en waar en wat. En dan op die eind van die dag is ons rugsak so swaar dat dit ons rug breek. Ons moet eerder elke liewe klippie vir die Here gee, en dit werk regtig, prakties. So as ek vanoggend wakker word, en my kind praat ongeskik met my, hanteer my nie reg volgens die huis se reëls, of wat ek vir my kind probeer leer nie, dan in plaas daarvan om in 'n toestand van woede in te gaan, moet ek daardie klippie of daardie ding vir die Here gee, en ek moet bid daaroor. Moet dit vir die Here gee, daai klippie, en dan hom vra my te help om dit reg te hanteer, en hanteer ek dit. En so moet ons deur ons dag beweeg. So as ons by die werk kom, of ons kom in wat ook al omstandighede, en daar is iemand wat ons, of daar is 'n moeilike saak, of ons iemand wat ons te nakom, of iemand wat met ons verskil oor iets of wat ook al, dan onmiddellik gaan ek nou nie die hele dag daaroor worstel nie. Ek gaan onmiddellik daaroor bid, ek gaan onmiddellik hierdie groot klip vir die Here gee, ek gaan hom vra om vir my wysheid en insig oor die saak te gee, ek gaan hom vra om my te help om dit te hanteer, en ek gaan nie daai klip in my rugsak sit nie, en ek gaan in vrede en kalmte en rustigheid die saak na die beste van my vermoë en my kennis van die Here se wil hanteer. Ons moet eerder ons plek van bekommernis 'n plek van aanbidding en lof maak. Dink aan Paulus en Silas wat in die tronk gevangenes was, en toe lofliedere tot die Here gesing het, en toe nou bevry is in Handelinge. En dan sê hy, maar hoekom moet ons nie om ons bekommer nie? Kyk na die voeltjies, kyk na die blommetjies, hy het hulle geskaap. Hy wat ons Vader is, het die voeltjies geskape. Hy wat ons Vader is, het die blommetjies geskape. En kyk hoe versorg hy hulle. Hulle is sy skepsels, ons is ook sy skepsels, maar ons is ook sy kinders. Hy sê nie die voeltjies en die blommetjies is sy kinders nie, hy sê ons is sy kinders. So ons Vader wat in die hemel is, sal ons nou weet wat ons nodig het. As hy na die voeltjies en die blommetjies op so 'n wyse kyk, sal hy mos nou vir ons ook al hierdie dinge uit genade gee, want hy weet wat ons nodig het. In die tyd van die Bybel, toe Jesus hier gepraat het, was slawerny ook 'n groot ding, en as mens gaan terugkyk in die hoofstuk, dan leer hy die mense hoe om te bid, hy leer hulle van skatte in die hemel, en hy leer hulle om nie meer as een meester te hê nie. Nou, dit gaan oor die slaaf-eienaar verhouding, en jy kan nie God en mammon dien nie. Nou, as jy 'n slaaf in iemand se huis was dit natuurlik 'n vreeslike slegte ding, want jy hele lewe het nou maar net gegaan daaroor om te doen wat die persoon vir jou sê. Maar een van die goeie dinge rondom dit was dat jy het nie bekommer oor wat jy moet eet of wat jy moet aantrek nie, want jou meester moes daarvoor voorsien.
So in hierdie konteks gaan dit maar daaroor dat God is ons meester en hy is 'n goeie meester en ons behoort aan hom en hy sal vir ons voorsien die dinge wat ons nodig het. Maar ons moet ook ons skatte nie op aarde bymekaar maak nie, maar in die hemel. Ons moet ook die regte perspektief hê oor die aardse dinge. En dan so 2 stories wat ek graag vir u wil vertel. Die een gaan oor 'n Bybelse kommentator, sy naam was Matthew Henry. Mens kan hom nogal oral op die internet opspoor, sy Bybel, sy kommentaar op die ganse Bybel. Nou, hy het eendag geskryf van toe hy beroof is, en dit gaan maar net oor die gesindheid van hom, om nie skatte op aarde bymekaar te maak nie, en hierdie hele gesindheid van God wat na ons kyk. En hy was eendag beroof, iemand het hom beroof. En sy reaksie wat hy daaroor geskryf het, was toe nou, dat hy is dankbaar in die eerste plek, dat dit die eerste keer is wat hy beroof was. Hy is ook dankbaar dat hy toe nou nie so baie dinge gehad het wat hulle kon steel nie, want hulle het alles gesteel, maar hy het nie so baie gehad nie, so hy was dankbaar daaroor. In die derde plek was hy dankbaar daaroor dat hulle net sy goed gevat het en nie sy lewe nie. En dan in die laaste plek was hy dankbaar daaroor dat hy die een was wat beroof was en nie die een wat geroof het nie. En dan nog 'n verhaal is oor 'n teoloog, sy naam was John Wesley. En blykbaar het mense by hom aangekom en vir hom gesê sy huis is besig om af te brand, sy huis is besig om af te brand. En sy reaksie basies daarop was dat wel hy is so dankbaar dat hy dan nou minder dinge het om oor verantwoordelik te voel en minder dinge het wat hy moet oor bekommer. So ek dink nou nie heeltemal ek is op daai plek dat dit my reaksie sal wees nie, maar dit is in elk geval iets om na toe te streef. En wat sê God moet ons dan nou eerder doen? Wat sê die Here moet ons dan nou eerder doen? Hy sê ons moet onsself beywer, ons moet werk, beywer julle allereers, beywer, werk hard, doen waar jy is, met wat jy het, wat jy kan. Doen jou bes, werk hard, gebruik jou gawes, gebruik jou intellek, gebruik jou liggaam, wat die Here vir jou geskenk het om hard te kan werk. Maar werk vir die Here. Vra hom, wat wil hy vir jou lewe hê? Wat is sy doel met jou? Vra hom deurgaans, wat is dit wat hy van jou verwag? En werk hard vir hom. Laat alles in ons lewe oor hom gaan. So geliefdes, wat is die geheim van ware geluk en ware vrede? Dit is dat ons lewe oor meer moet gaan as onsself. Ons ganse lewe moet gaan oor die Here. Net om 'n voorbeeld dan daarvan te noem oor hoe ons dan geluk en vrede ervaar in daai situasie, is dat wanneer ons lewe oor die Here gaan, en ek kyk nou terug op my lewe, daai plekke waar ek regtig gefaal het, daar waar ek werklik droog gemaak het, daar waar ek werklik gestruikel het, waar ek nie bereik het wat ek wou nie of wat ook al. As dit nou oor my moet gaan, dan is dit amper die einde van my lewe. Maar as dit oor die Here moet gaan, is dit die begin. Dan is dit die plek waar hy my oplig, waar hy my optel, waar hy ten spyte daarvan my genees en ten spyte van daardie teleurstellings, ten spyte van daardie foute, ten spyte van daardie struwelinge en waar ek geval het en waar ek gefaal het en waar ek afgedraai het, gaan dit oor sy genade, gaan dit oor sy genesing, gaan dit oor sy oorwinning. En hy maak daardie plekke van ons plekke van oorwinning, want hy lig ons op, hy tel ons op, en hy gee vir ons nuwe hoop, hy gee vir ons die krag om weer te begin, om weer te probeer en te slaag. So wanneer dit oor die Here gaan, is daar die plekke van totale teleurstelling raak, plekke van oorwinning, want hy kan dit doen. Daar waar ek seer gekry het, daar waar ek benadeel is, daar waar ek werklik onregverdig behandel is. As dit oor my moet gaan, sal ek hierdie wrok in my hart koester en sal ek hierdie woede in my hart koester en hierdie gevoel van totale onregverdigheid. Maar as dit oor die Here gaan, dan sal ek toelaat dat hy my genees, sal ek toelaat dat hy hierdie dinge, hierdie klip uit my hart uitneem, sal ek vir hom vra om my te help om te vergewe of berusting te kry daaroor, sal ek hom vra om my te help dat hierdie goed my in die potjie in die toekoms nie
dat ek daarmee sal saamleef, en kan hy ook daar die plekke van seer kry, van hartseer, van benadeling, kan hy ook omskep in geleenthede vir vrede, vir vernuwing, vir oorwinning en vir wegspringblokke na 'n lewe van betekenis, sin, waar ek ander kan help, waar ek ander kan oplig, waar ek ander kan waarsku en waar ek kan deelneem aan die konstruktiwiteit van sy koninkryk. Geliefdes, gaan dan hierdie dag verder in met die woorde van Romeine 15 vers 13 as 'n seëngroet. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees.